Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Ekerk is 'n aanlyn geloofsfamilie waar ons saam na Jesus soek deur sy woord en dan sy hart uitleef na ander. Mag jy deur vandag se boodskap Jesus op 'n vars en nuwe manier ontdek. Geniet die boodskap. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag uit u woord uit ons padwyser kry. Dankie dat u lewe is, lewe gee en dat ons nie kan wag om lewende woorde uit die lewende woord te hoor nie. Laat die woord dit in ons lewens doen terwyl die Heilige Gees ons lei. In Christus se naam. Amen. Daar is 'n verskil tussen wat die Engelse noem wants and needs. Ek onthou 'n film wat so in my geheue vasgeskryf is van 'n jong dogtertjie wat in 'n film vir haar pa sê, "Daddy, I want a pony." Dan sê die pa, "But you need a bicycle." Ouers ken die verskil tussen wat kinders wil hê en wat kinders moet hê, tussen jou begeertes en jou benodighede, as jy wil. En daar is 'n groot verskil, en as jy dit nie reg kry nie, is jy lewenslank begeerte aangedrewe en word dit wat jy regtig nodig het altyd op die agtergrond gestel. Kinders wil graag roomys sê, kinders wil gaan slaap wanneer hulle wil sê wat hulle wil, leef soos hulle wil, maar ouers weet, kinders moet groente kry, en kinders moet 'n roetine aanleer, en kinders moet dissipline leer, en kinders moet die Here leer ken. En daarom is daar gedurig in ons elkeen se lewe 'n stryd aan die gang tussen dit wat ons wil hê en dit wat ons moet hê. Ek het vir AI gevra, kunsmatige intelligensie, hoe sien hy of sy of dit die verskil tussen tussen wants and needs, en ek wil dit sommer vir jou lees. Needs are essential for survival. Food, water, shelter, basic health. While wants are desires that improve quality of life, but are not necessary, such as entertainment or luxury goods. Distinguishing between them is crucial for financial stability, etc. Wanneer jou lewe gedryf word deur jou behoeftes, is jy 'n eindelose bom van behoeftes. Dan het jy nooit genoeg nie. En ons leef in 'n verbruikerskultuur. Dit is waaroor die advertensiewese gaan, om vir jou te sê, the next best thing is dit wat jy nodig het. Jou selfoon, wat jy het, is nou nie meer goed genoeg nie. Dis die volgende ene. Skaars het jy dit gekry wat jy wil hê, of 'n volgende behoefte word alweer geskep. En ek gaan nie gelukkig wees nie, totdat ek dit ook het. Althans, dit is die beginsel, die enginekamer van 'n behoefte aangedrewe wêreld. En hoe kry ons dit dan reg om te skuif vanaf dit wat ons wil hê na dit wat nodig is? Hoe kry ons lewens in balans? En ek dink hierdie is geen onbelangrike vraag nie. Trouwens, dis die vraag van alle vrae. Hoe kry ek dit as 'n gelowige reg? Nie 'n slagoffer te wees van my begeertes selfs na nog verkeerde dinge, na slegte dinge, net na nog goeie dinge wat ek wil hê, tot wat het ek nodig? Wat is dit wat vir my nodig is? Ek onthou dit was die bekende Christendenker G.K. Chesterton wat geskryf het, daar's net een manier hoe 'n gelowige genoeg kan hê. Jy moet nog meer werk om meer geld te hê, of jy moet minder behoeftes hê en tevrede raak met wat jy het. So vandag se vraag, wat is die een ding wat ek vir God moet vra? Wat is die een benodigheid? En sê nou, ons kan dit regkry en ons moet, en mag vandag die Here se woord vanuit 'n ander hoek op hierdie soeklig val, dat dit wat ek wil hê en dit wat ek begeer, as dit in kongruensie kom, as dit saamval, as dit wat ek wil hê gedryf word deur dit wat ek nodig het, en dit alles bepaal word deur God, dan is ek mos op 'n geweldige goeie plek. Dan is ek daar waar die Here my wil hê. In ander taal gesê, my behoeftes en begeertes moet belyn met God se plan. En ek wil aansluit saam met jou by 'n eerste teks. Ek wil vandag vir 'n paar oomblikke by 'n paar verse saam met jou stil staan uit Psalm 27.
Maar ek wil ook vir 'n oomblik net begin by Lukas 10 vers 38 tot 41. Nou jy sal onthou, ons het verlede week 'n week van gebed, 'n kort week van gebed by Ekerk gehad en ek het verlede maandag aand in detail stil gestaan by Lukas 10 vers 38 tot 41. En ek wil weer daar vir 'n oomblik aansluit, want daar gebeur hierdie belyning van dit wat ek wil hê en dit wat ek nodig het, by niemand minders nie as ons Here Jesus. Dit gebeur wanneer hy aan huis is, onthou jy, van Martha en Maria, en ons het gelees hoe dat Martha besig is om kos te maak, terwyl Maria aan die voete van Jesus gaan sit het. Ek lees in vers 40 van Lukas 10. Maar Maria was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê sy moet my kom help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommer oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel uitgekies en dit sal nooit van haar af weggeneem word nie. Hierdie teks moet jou laat rem, laat breek, tot stilstand laat kom, wanneer die lewende God kom en sê, een ding is nodig. Want God weet, Jesus weet wat is die verskil tussen wants and needs. Jesus weet as ek sê, Daddy, I want a pony, dat jy dalk 'n fiets nodig het. God weet wat nodig is. En nou is Jesus in Maria en Martha se huis, en Martha doen wat nodig is. Sy maak kos vir Jesus, sy maak kos vir disippels. Dis ook nodig. Ek meen, ons almal gaan Sondagmiddag sien ons uit om lekker te eet. Kos is nodig. En 'n ma of 'n pa wat kos maak weet, dis op die agenda. Maar Jesus sê, net een ding is nodig. Wat dink God is nodig? Wat weet God is nodig? Wat sê God is nodig? Wel, die Here Jesus sê, net een ding is nodig. En hierop moet jy jou lewe bou. En Maria het dit uitgekies. Sy het aan Jesus se voete kom sit. Net een ding, kom sit aan die Here se voete. Sy het die beste deel uitgekies, die goeie deel. As jy so deel is van Ekerk se Vrydag Bybelreise, sal jy onthou, elke Vrydag lees ons deur die loop van die jaar verskillende tekste oor die vraag, wat is regtig nodig? En deel van hierdie vraag van wat regtig nodig is die vraag wat by Maria beantwoord word. Dit is goed en dit is nodig om aan Jesus se voete tot bedaring te kom, by Jesus se voete te kom sit. Agathos, dis waaroor ons Bybelskool gaan, oor wat is goed. En Jesus sê, Maria het die goeie deel uitgekies. Kom aan my voete tot rus. Kom aan my voete tot bedaring. Dit is die goeie deel, die regte deel. Net dit. Net een ding is nodig. Hoor weer, vriende, Jesus sê, net een ding is nodig. So ons almal, of ek lewe in Suid-Afrika, buite Suid-Afrika, of ek jonk is, of ek oud is, of ek 'n voltydse werk het, of ek afgetree is, of ek 'n huisvrou is, of ek wat ek ook al doen. Ek is 'n mens wat behoeftes het en wat nodighede het. En as ek my lewe belyn met God, dan moet ek God ernstig opvat. As ek sê ek volg Jesus, is dit nie 'n grappie nie. Hy sê jy het my kruis opgeneem. Een ding is vir jou nodig. En kom leer by Maria, sy is jou rolmodel. Kom aan my voete tot rus. Kom tot rus. Kom tot bedaring. Nee, kom nie met 'n agenda nie. Moenie kom om baie dinge by my te wil hê nie. Ek wil met jou tyd deurbring. Ek wil jou in my nabyheid hê. Ek wil hê jy moet rustig wees. 'n Rustige hart, nie 'n gejaagde, kloppende, rondskarrelende hart nie. Kom tot rus. Maar nou is die vraag, en dit bring my by ons eintlike teks, Psalm 27. As ek dan nou een ding van die Here kan vra, God sê vir my, jy het een ding nodig. En nou leer ek om my gebede
met God te belyn. Nou leer ek om my lewe met God te belyn. Dis tog wat gebed is. Dis tog wat 'n gelowige se lewe veronderstel is om te wees, nie waar nie? Soos die Engelse sê, it goes without saying, dat ek nou my lewe in tandem, in pas, in belyning, in harmonie met God kry. En nou hoor ek, hoe doen ek dit? Psalm 27 is 'n aangrypende psalm van Dawid. Dis 'n psalm wanneer hy onder groot aanvegting verkeer. Hy word deur sy vyande vervolg. Trouwens, dis die psalm wat begin met daai groot bekende woorde, die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? En dan vertel Dawid, al storm mense op hom af, nogtans sal hy steeds vertroue in die Here hê. Maar vers 4 vra ons aandag. Onthou jy? Lukas 10, net een ding is nodig. Nou kom Dawid, aan wie die psalm toegedig word of mee verbind word. Vers 4, net een ding het ek van die Here gevra. Hoor jy? Jesus sê net een ding is nodig. In die Ou Testament kom die man van God, Dawid, en hy sê, net een ding het ek van die Here gevra. Daarmee bedoel Dawid nie, mag ook ander dinge vra nie, maar op 'n spesifieke oomblik kom die hele lewe soms neer op een ding. Daar's baie dinge, né? Daar's 7 Habits of Good Leaders word boeke oor geskryf. Luther het 95 stellings opgeskryf. 3 dinge is wat jy gewoonlik in 'n preek hoor, maar wanneer jy die lewe tot die essensiële afbring, sê Jesus, een ding is nodig. En wanneer Dawid, terwyl hy in 'n noodverkeer sê, net een ding het ek van die Here gevra, dan belyn wants and needs. Dit wat ek wil hê en dit wat ek begeer met God se wil, dan gebeur God se wil. Daar kan geen mooier gebed wees wanneer ek hoor die een ding van Jesus en ek vra een ding. Kom ons hoor wat vra Dawid in Psalm 27 vers 4. Net een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek najaag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe. Nou, dit is wanneer mense lewe met God se wil belyn. Hierdie is 'n aangrypende vers, en ek wil so ver gaan om te sê, as dit waaragtig die droom van jou lewe, die doel van jou lewe is om God te verheerlik, dan moet jy hierdie teks in hoofletters in jou lewe raam, dan moet dit op elke Bybelbladsy amper in 'n boekmerk aangebring word. Hierdie is die belangrikste vergete teks van die hele Bybel. Baie Christene, baie mense sê elke Sondag in die kerk en elders, my alles is op die altaar. Maar dis nie te sê my wil en my wense is daarmee belyn nie. Ek hoor baie mense sê, nee, ek gee my lewe vir die Here, maar hulle begeertes is op ander plekke. Jy sien dit mos as Christene, week na week die Koran taal, nog 'n bekende het in 'n sonde verval, nog 'n bekende het alweer droog gemaak. Dan is dit mos duidelik dat hulle hart nie belyn is met hulle rede nie. Want dit wat ek nodig het, werk met my kop. Maar hoe sing daai een liedjie, the heart wants what it wants. Dis eers wanneer ek vir die Here sê, belyn my rede en my hart en my mond en my ganse lewe met U. Net een ding het ek nodig. En as dit nie vir jou is nie, dink ek gaan die res van vandag se preek dalk vervelig wees. En dan moet jy dit ignoreer. Maar hierdie gryp my absoluut aan die hart. Net een ding het ek van die Here gevra, dat ek in sy huis mag woon. Bedoelende, hier word huis gebruik as die Here se teenwoordigheid. Here, ek wil naby U wees, soos om in die huis te bly. 'n Huis wat 'n tuiste is. Dis soos Jesus in Johannes 14 oor en oor, of 'n paar keer minstens gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei in my Vader se huis. En Dawid sê, Here, ek wil al hier op aarde, dat ek het een begeerte, om elke dag in die huis te bly. Ek wil elke dag in die nabyheid wees. Jesus sê, kom vind rus aan my voete, een ding is nodig, elke dag. En Dawid sê, dis my wens, my begeerte, my want and my need. Here, ek wil in die huis bly.
En ek gaan in die huis bly. Ek wil met my kop dit doen en met my hart. Dit wat ek wil hê en dit wat ek begeer, het nou in tandem met mekaar gekom. Stem met mekaar ooreen, sinkroniseer nou met mekaar. Net een ding. Ek wil in die huis van die Here bly en ek wil my lewe lank daar bly. 'n Huis in die Ou Testament, soos ek sê, is 'n tuiste. 'n Bayit in die Ou Testament, die Hebreëse woord. En dit gaan nie maar net oor 'n tempel of 'n heilige plek nie, dit gaan oor daar waar God is, wil ek wees. Sal dit nie mooi wees as God die voorgrond van my taal, van my lewe, van my hart, van my begeertes het nie? Sal dit nie mooi wees as ek my lewe intentioneel en doelbewus instel om op God se pad te loop en te leef nie? En ek wil daar woon om sy goedheid te belewe, sê die 83 vertaling. Nou daai Hebreëse woord Noam kan op 'n paar maniere vertaal word. Noam kan beteken die Here se goedheid, die Here se skoonheid, die Here se lieflikheid, die Here se kosbare teenwoordigheid. Dit is wat Dawid hier sê. In die 6 kere wat dit deur die Ou Testamentiese Hebreëse Bybel gebruik word, het dit al hierdie skakerings. Maar Dawid sê, Here, ek wil meer van u skoonheid, u heiligheid, u goedheid, u nabyheid belewe. Dawid verlang na die Here. Hy skryf dit in Psalm 63, hy soos 'n wildsbok wat smag na die Here. Ons ken die Psalm 84, daai diepste hinkering na God. En dit is wat hier gebeur. Dawid hinker, hy soek, hy smag, hy werk daaraan. Hier's die ding. Wanneer jy waaragtig sê, Here, ek het net een behoefte. Net een. Here, ek het net een ding nodig. Ek het regtig nodig, in Psalm 23 se taal, dat U my herder is. Dan kom ek niks kort nie. Dis mos wat Dawid sê in Psalm 23 vers 1. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Ek smag na U. Here, net U. Wat van die Here? Sy teenwoordigheid. Hoe gaan ek dit kry? Want dit klink nou of dit so in die lug hang. Want Jesus sê, kom sit aan my voete. En Dawid sê, van nou af is dit my hart se koers. Ek gaan op die Here se pad loop. En ek gaan dit najaag, letterlik. Ek gaan elke dag opstaan en van vooraf sê, Here, ek jaag, ek soek. Die Hebreëse woord wat daar gebruik word vir najaag, beteken om te soek, om te jaag, om te search, nie net asof iets verlore is nie, maar to strive, om ywerig my lewe op die Here te stel. Ek het nog altyd in my lewe gesien die verskil tussen Christene wat net met hulle mond al hierdie mooi dinge sê en Christene wat dit met hulle hart leef, is presies hierdie teks. Net een ding het ek van die Here gevra, net een ding gevra, nie 'n lang lewe nie, nie rykdom nie, nie voorspoed nie. Ja, dis sekondêre dinge wat jy mag bid, maar when it boils down to the basics, soos die Engelse sê, wanneer jy op die hart van die evangelie staan, dan is net een ding nodig. Met my hele hart smag ek daarna om die teenwoordigheid van die Here tuis te wees, want ek wil meer van die Here sien in geloof. Ek wil sy goedheid proe. Ek wil saam besit Psalm 37 vir mense kan sê, kom proe en ruik selfs hoe goed die Here is. Die Here se teenwoordigheid met my so oorweldig, dat dit my sintuie oorweldig, dat dit my emosies oorweldig, dat my hart nie meer gedryf word deur kommersiële begeertes, dat ek nie meer 'n slagoffer is van hierdie verbruikerskultuur, consumerism nie, dat ek nie dink die sin van my lewe lê in alles wat ek het nie, dat ek nie meer verslaaf is aan sosiale media se behoefte aan 'n image wat ek moet hê nie, wat so baie mense se lewens verwoes deesdae. Ek moet net opleef aan hierdie perfekte ideaal nie, maar wanneer ek diep tevrede geraak het omdat ek langs Maria kan sit, omdat ek hoor vir Jesus, net een ding is nodig, en ek hoor vir Dawid, net een ding het ek gevra, net een ding alleen, kom sit aan my voete, een ding vra ek, Here, om meer van U te mag sien, om U goedheid te belewe. Dit sal ek najaag, sê Dawid. Nee Here, ek dreig nie net nie, dit wat ek begeer, doen ek.
Dis mos maar hoe die lewe werk. Mense met bose begeertes voer dit uit. Ek meen dis wat misdadigers doen. Hulle begeer ander mense se besittings en dan leef hulle begeerte uit deur te steel. Party mense begeer ander mense seksueel, dan oortree hulle die 7de gebod deur oorspel te pleeg. Party mense begeer om ander mense stikkend te praat en dan oortree hulle die 10de gebod, want hulle harte is nie in plek nie. En daarom ek wil graag begeer om in my lewe lank in die huis van die Here te wees. Maar sê Dawid nog 'n ding en daaroor na te dink. So Dawid se hele lewe, van sy hart tot sy denke, tot sy lewe se gerigtheid is op die Here. Hy draai elke dag sy gesig na die Here toe en sy rug op sondige begeertes. Ja, die Here is oral, hy's alomteenwoordig. Maar dit vra daai intentionele keuse om elke dag net te gaan sit by die Here saam met Maria. Dit vra daai intentionele keuse om sê, Here, vandag kyk ek na U. Vandag hardloop ek na U toe en ek draai my rug op dit wat verkeerd is. In Paulus se taal, wanneer hy dieselfde sê in Filippense 3, net een ding. Ek draai my rug op dit wat agter is en jaag na wat voor is. Paulus verstaan ook die essensie om die lewe af te breek na net een ding, aan Filippense 3 vers 12 rond. Net een ding is nodig. Los wat agter is. Draai jou rug op die verkeerde begeertes en hardloop na die Here toe. Oordink God. Is God in die voorgrond van jou gedagtes of is die res van die week wat kom in jou gedagtes? Ek sê altyd vir mense, vertel my wat in jou kop aangaan en ek sê jou vertel of God op die voorgrond van jou lewe is. Wanneer jy na God hinker, wanneer jy net die een ding doen, naamlik ek wil in die huis van die Here wees in sy teenwoordigheid, ek wil sy goedheid beleef, ek soek daarna, ek wil daaroor dink, ek wil God indrink, sy woord, dan praat jy oor hom, dan lek jy God se teenwoordigheid. En daarom weet Dawid, nadat hy dit gesê het in vers 5, op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis en my veilig laat woon, my op 'n hoë rots laat staan. Ek sal in sy woonplek onder trompetgeklank my offers bring. Ek sal 'n lied sing. Ek sal sing tot eer van die Here. Klink dit vir jou soos iemand wie se lewe, soos meeste mense in Suid-Afrika, uitmekaar val? Het lyk nie asof geloof sement is om mense bymekaar te hou nie. Mense is meer bekommerd oor alles wat verkeerd gaan en oor al die sondes en almal wil net wegkom. En Dawid wil net regkom. So daar's 'n groot verskil tussen wegkom en regkom. Want die probleem is, as jy wegkom, gaan jy nog steeds met jouself saam. Maar as jy regkom, het God in jou lewe gekom. Ek wil saamvat. Wat sê die Here vandag vir ons? Baie eenvoudig. Ons almal het wants and needs. Ons almal wil dinge hê, en daar sekere dinge wat ons moet hê. By Jesus tandem dit. Jesus sê net een ding is nodig. Nie wat ons nodig het, maar wat hy sê ons nodig het. Maria het die beste deel uitgekies, kom sit aan my voete. Net dit is nodig. Ja, al die ander dinge is in 'n sekere sin bysaak. En dan, wanneer ek die Here gehoor het, en my hart en my emosies met hom bely en belyn, dan sê ek saam met Dawid, Psalm 27 vers 4, net een ding het ek van die Here gevra, om my lewe lank in sy huis te bly, om sy goedheid te belewe en 'n dag en nag te oordink. En saam met Paulus roep ek uit in Filippense 3, net een ding, ek maak my los van wat agter is, en in hierdie week, waaragtig, hardloop ek na vorentoe. Dus, as ek net een ding van die Here kan vra, dan vra ek Psalm 27 vers 4. Net een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek najaag, want dit is God se wil, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe, en daaroor na te dink, in sy heilige tempel. Ek moet 'n belydenis maak, Stefan. Ek het net die oppervlakte van hierdie teks afgekrap. Die Heilige Gees moet hierdie teks aan jou hart en aan my hart openbaar. Kom ons bid dat hy dit sal doen. Here, dankie. Dankie dat U vir ons sê net een ding, net een ding. O Here, vergewe my dat my lewe so behoefte aangedrewe is, dat ek net 'n nimmer eindigende pot vol behoeftes is en 'n put vol behoeftes.
Maak my vry om te hoor, net een ding is nodig. Maak my vry om vandag saam met Dawid te sê, net een ding het ek gebid, en dit sal ek najaag, om in die huis van die Here te bly, u goedheid te proe en te sien, en daaroor na te dink. Openbaar u self so aan my, skep hierdie honger in my hart na u, in Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy vandag saam gekuier het by Ekerk Lewendig, die podcast. Want Jesus is lewendig en die Bybel gee lewe, en saam leer ons hoe om hierdie waarheid uit te leef na ander. Ons kuier volgende week weer saam. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.